Die 29ste April 2026, daar's redelik baie aktiwiteit in die landboubedryf ten opsigte van veiligheid aan die een kant en dan natuurlik die back and closure aan die ander kant. Waarvan ons moet bewus wees en kennis neem is dat daar is eintlik 'n groot bedreiging op ons boere in Suid-Afrika en dan in hierdie geval spesifiek die Vrystaat provinsie. Ons het reeds gesprekke gehad en redelik breedvoerig rondom hoe die boere na hulle eie veiligheid kan opsien en dan het ons nou weer vandag 'n voorreg om te gesels met Pieter Kemp. Hy is betrokke by Vrystaat Landbou en dan ook betrokke by LGV se opleiding aan die boere. Hartlik goeiemôre Pieter. Ja, Sakkie, goeiemôre en al die ouens daar buitekant wat so pligsgetrou inskakel om al jou recordings te kyk. Ek dink dit is nogal 'n groot bron van inligting vir die ouens daar buitekant. So groot waardering wat jy en Koppel TV vir ons veiligheid op die boere doen. Dankie. Dankie, voorreg. Pieter, kom ons gaan en ek wil amper vir jou vra, kom ons gaan deur 'n proses. Dis te veel inligting om in 'n een skoot alles weer te gee, maar kom ons gaan in 'n proses in die tyd wat voorlê en dan gesels ons oor plaasaanvalle en plaasmoorde. So ek wil wegspring vanoggend om vir jou te vra, gee vir ons net 'n oorsig. Wat is 'n plaasaanval nou eintlik? Sakkie, ja, as jy kyk na die polisie se stelsel, dan is daar nie op hulle databasis, is daar nie iets soos 'n plaasaanval nie. Maar hulle het 'n definisie geskryf oor dit. Met ander woorde, in hulle databasis sal hulle altyd praat van, jy weet, aanranding met die doel om ernstig te beseer, gewapende roof en jy weet al daai tipe van goeders. Maar 'n plaasaanval kom kort en lank daarop neer dat dit is 'n gewelddadige aksie teenoor die inwoners, werkers, besoekers wat op 'n plaas of 'n klein hoewe in 'n area is en dan aangeval word met die doel om ernstige leed aan die persoon of persone jy weet, aan te doen. Met ander woorde soos moord, verkrachting, ontvoering, jy weet al daai geweldsmisdade en dan wat eintlik dan lei in sommige gevalle tot die dood van die boer of van sy werkers of wie ook al in daai stadium aangeval word. So dis in kort is dit wat die definisie van 'n plaasaanval is. So wat 'n plaasaanval nie is nie, as daar nou 'n ou oor die grond loop en is 'n betreder, is dit nie 'n plaasaanval nie. As daar 'n ou is en hy steel goed en daar's nie konfrontasie met die boer en so aan nie, dan word dit nie beskou as 'n plaasaanval nie, dan is dit diefstal gewoon. So mens moet baie onderskei. So 'n plaasaanval is 'n gewelddadige aksie teenoor mense wat op plase en klein hoewes bly. Ek dink dis 'n baie goeie samevatting. Dankie Pieter. Net nog 'n vraag rondom dit. Die geweldsmisdade waarna jy verwys, die aanranding ensovoorts ensovoorts. Dit is dieselfde klas van misdaad wat in die dorpe en in die stede gebeur. Sakkie, absoluut. Baie keer dan jy weet praat 'n mens van 'n plaasaanval omdat dit gesensiteer is en daar's baie debat oor plaasaanvalle en boere, maar dit is presies dieselfde wat ons in dorpe kry. Daai ou word met geweld, jy weet, ontvoer. Of hy word met geweld van sy eiendom beroof of geskiet. So dit gebeur in die dorpe ook, ja. Daar's hy. Ek dink dit beantwoord vir vandag baie kort en kragtig die definisie van 'n plaasaanval. En Pieter, hierdie definisie is ook saamgevat in die skrywe rondom plaasaanvalle wat deur jouself gepubliseer is. Ja, Sakkie, ons het so 'n jaar terug het ons begin om 'n kort handleiding bymekaar te sit vir mense op plase waar meeste van die inligting dan vervat is en wat ek glo ons dalk in die toekoms 'n bietjie sal bespreek. Maar ja, dit is definitief daaraan vervat. Nou ja, toe. Pieter, nogmaals baie dankie vir jou tyd en vir daardie waardevolle bydrae wat jy bring en LGV bring en Vrystaat Landbou bring vir die veiligheids van ons boere. Ons gesels weer volgende week. Dankie Sakkie, groetnis vir almal.